Geliefdes, ons fokus vanoggend is natuurlik ons seniors as ook die doop. En ek wil graag ook net bylees Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Geliefdes, wanneer ons twee dienste het soos hierdie, ek gewonder, dit word van my verwag, wanneer die doop bedien word, die sakrament van die doop bedien word, dat daar ook doop gepreek word. En dan het ons 'n fokus vanoggend en nog 'n fokus en die fokus van ons seniors. So hoe bring ons hierdie twee by mekaar? En ek vertrou die Here dat met Lukas se gedeelte, met Anna spesifiek, en dan ook Efesiërs gedeelte dat ons dit wel suksesvol kan doen. 'n Seentjie vra vir sy ma eendag, waarom sy so paar grys hare het? En sy antwoord dat elke grys haar kom van iets wat hy verkeerd gedoen het. Hy het so in gedagte en sê, nou verstaan ek, dit is hoekom ouma heeltemal grys is. Geliefdes, daar is echter 'n ander tipe wysheid wat nog meer besonders is, 'n grysheid wat 'n teken is van wysheid. En dis die grysheid wat ek graag aan wil hang, myself. Nie van spanning of van 'n gebrek nie van siekte nie, 'n gebrek in sekere goed nie, maar 'n teken van wysheid. Die spreekwoord sê, sy is grys. En daarmee bedoel ons gou nie dat daar 'n grys haar op haar kop is nie, net dat sy wys is ver bo haar jare. Baie keer hoor ons van kinders wat ook so van gepraat word. Jong kinders wat praat asof hulle verskriklike klomp goed weet. En dan kom mense baie keer vir hulle sê, en jy is aanwys vir jou ouderdom. So, ek preek nie daaroor vanoggend nie, ek praat oor die grysheid. Grysheid is 'n sierlike kroon, sê Spreuke vir ons. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Grysheid, broers en susters, is nie 'n ouderdom nie. Grysheid is 'n toestand. Dit is 'n manier van leef. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Dit is die wysheid wat begin met die ontzag nommer 1 vir die Here. Dit is die wysheid wat weet wat die enigste manier van leef is wat sin maak en dat dit is om by die Here te bly. Ons lees in hierdie gedeelte van Lukas van twee sulke mense. Mense wat die wysheid tentoonstel van 'n lewe geskoei op die Here. En hierdie gebeur, broers en susters, met die jong maats vind plaas so 41 dae na Jesus se geboorte, in die jaar 6 voor Christus, en Jesus is toe op dag 8 besny. En nou na die 33 dae van reiniging, het Josef en Maria die 8 kilometer reis van Bethlehem na Jerusalem aangepak om die gebruikelike offers in die tempel te neem of te bring. So spesifieke goed is hier besig om te gebeur. Ons weet nie of Simeon en Anna werklik grys was. En word nie vir ons gesê. Ons weet wel dat hulle oud was. Trouwens, 'n mens kan die teks so lees dat Anna al 84 jaar lank 'n weduwee was. Sy was dus moontlik meer as 100 jaar oud. As die woord vir ons sê, sy was meer as 84 jaar lank of 84 jaar lank 'n weduwee, het sy omtrent in haar 20's haar man verloor.
Maar die belangrike is dat ons weet, dat hulle geestelik grys was. Hulle het die weg van geregtigheid bewandel. Hulle was wyse mense. En vanoggend, geliefdes, wil ek fokus net op Anna en nie noodwendig op Simeon nie. 3 dinge staan uit van Anna se grysheid. Nommer 1, sy was 'n profeet of 'n profetes uit die stam van Aser. Nou Aser was 'n kind van Silpa, die seun van Lea, die slaaf van Lea, en die 8ste kind wat vir Jakob gebore is. En sy naam beteken, Aser se naam beteken gelukkig. En wanneer Jakob dan sy kinders sien aan die einde van sy lewe, dan beskryf hy Aser se nageslag as mense wat lief sal wees vir kos en lief sal wees vir die luukses in die lewe. Genesis 49. En dit was ook presies so gewees. Vir eeue was hulle gebied in Israel bekend vir sy uitstekende olyfolie. En dit het hulle eie rykdom meegebring. Hulle was welvarende mense en in hulle welvarendheid was hulle baie gelukkige mense. Maar daar was ook 'n ander kant van hierdie geluk en hierdie welvarendheid. Wanneer voorspoed en geluk jou lewensmotto is, kan jy baie maklik verval in 'n voorspoedteologie. Nog erger, geliefdes, kan jy verval in 'n godsdienst wat 'n mens eintlik maar 'n kultuurgodsdienst kan noem. 'n Godsdienst waar jy nie meer 'n afstand handhaaf van die afvalligheid van die omgewing waarin jy bly nie. Waar jy al hoe meer voordele van die kultuur, daardie godsdienst geniet, en uiteindelik doodgewoon, lyk jy dan later soos die wêreld. Ons sien dit met die nageslag van Aser en met die intog in Kanaan blyk dit dat die mense van Aser nie eintlik veglustig was nie. Hulle het maar traag deelgeneem aan die heilige oorlog wat die Here teen die Kanaaniete en hulle afskuwelike onsedelikheid en afgoderry verklaar het. Hulle was lui, hulle het nie lus gehad. Hulle was traag om daarin deel te neem. Die mense van Aser het eerder ooreenkomste gesluit met die Kanaaniete en so het hulle afvallig geword van hulle eie godsdienst. Hulle was gelukkige mense, ja, maar hulle het al hoe meer en meer goddeloos begin word. Moses het hulle die intog 'n laaste keer aangespoor om dapper te wees, om hulle voorspoed te gebruik, om die koninkryk van God uit te bring, om die koninkryk van God te dien, maar hulle het nie aggeslaan daarop nie. Die mense van Aser het nie op Moses se woorde gereageer nie en gekies om met vrede met hulle goddelose omgewing voort te leef. Daarom, broers en susters, het hulle baie keer nee gesê as hulle vir hierdie heilige oorlog opgeroep was. Net soos die keer toe Debora die volk juist die koning Jabin van die Kanaaniete opgeroep het. Aser wou nie byt en hy wou nie veg nie. Hulle het almal daarom na Gideon geluister en die volgende geveg teen die Midianiete. Maar dit was ook net 'n paar van hulle wat deel was van die uiteindelike 300 soldate wat opgeroep is en gebruik is in die oorlog. Geliefdes, 'n klompie het daarom in die opruiming na die aanvanklike veldslag of die oorlog, toe dit klaar is, het hulle daarom betrokke daarby geraak om op te ruim. Maar ek kry die prentjie. Die prentjie is, toe die Here hulle oproep, toe is hulle nie daar nie. Gelukkig, dit is nie al wat 'n mens van Aser lees nie. Toe die Here die volk gestraf het met die eerste ballingskap en die meeste van die noordelike 10 stammeryk weggevoer is, Aser inkluis,
het daar 'n paar mense uit hierdie stam agtergebly en weer die Here begin dien in die tyd van Hizkia. So hulle daarom weer tot bekering gekom, hulle daarom weer hulle weg tot by die Here gevind. Die mense van Aser het hulle by die volk van Juda geskaar en hulle verantwoordelikhede teenoor God begin nakom. Dit is wonderlik, broers en susters, om in Aser se verhaal te lees of agter te kom dat selfs al kom die meerderheid hulle verantwoordelikheid nie na nie, daar altyd gelowiges is wat standvastig is. Daar altyd gelowiges sal wees wat standvastig sal wees. Wat nie noodwendig by die kultuur bly nie, maar wat die Here se weg volg. En dit sien ons in Aser se tyd en ook vandag sien ons dieselfde. Die wêreld is oos, daar's verskillende kulture, daar's verskillende goed wat lekker is en die wêreld blyk om verskriklik lekker te wees en aantreklik te wees. Meer aantreklik as die kerk van die Here. Maar in dit alles is daar mense wat steeds aanvastig bly en gefokus is op die Here. Ook dat gelowiges wat eers verkeerd gedoen het, saam met die ander, tot inkeer kan kom. So elke keer, geliefdes, is daar 'n geleentheid vir as ons die pad byster geraak het, om tog weer opgeneem te word. God is so genadig. God verstoot ons nie. Elke keer kry ons nog 'n geleentheid om na die Here te kom. Soos Anna se voorsake, die gehoorsame deel van Aser. Anna was 'n afstammeling van hierdie deel van die stam van Aser. So sy kom eintlik maar uit die sterkant uit. Die mense wat die verantwoordelikhede nagekom het, wat met dankbaarheid die Here gedien het vir al die voorregte wat hy vir hulle gegee het. En boonop was sy 'n profetes. In 'n tyd waar die profete stil geword het sy so na aan die Here gelewe, dat sy 'n woordvoerder vir die Here geword het. Saam met haar voorbidding het God haar gebruik om sy woord te verkondig. Nou geliefdes, om dit te hoor en te lees, is verskriklik positief. Sy het nie omgegee in die tyd waarin sy leef, wie by die tempel mag wees en wie nie daar moet wees nie. As vrou was sy in die tempel. Anna het nie van die tempel af weggebly nie, want sy het dag en nag het sy daar gaan vas en gebid. Sy was 'n bidder van formaat. Sy het reeds 'n gebedsbediening van tussen 60 en 80 jaar in die tempel deurgebring. Sy was vir 'n kort rukkie getroud, net 7 jaar en nou na 84 jaar as weduwee is sy steeds besig met haar lewenstaak om die Here in die tempel te aanbid en daar te vas en dan ook te bid. Geliefdes, sy het nie net gebid nie, maar sy het gedurig van God getuig. Sy het gedurig van God getuig, soos as hier lees, dat sy onmiddellik na sy die Here Jesus ontmoet het, van hom begin praat het. Met almal wat sy teekom, het sy oor die Here begin praat. Sy het gepraat oor die bevryding van Israel. Sy het nie opgepraat van die goedheid van die Here nie. Dit laat mense onmiddellik dink aan Jesus, wat gesê het dat die huis van sy Vader 'n huis van gebed moet wees. Anna het nooit opgehou om in die tempel te bid nie. Anna, die gryse, die wyse profetes, het dus in die bewuste teenwoordigheid van God geleef. Geliefdes, in die bewuste teenwoordigheid van God. Wat beteken dit? Om in die bewuste teenwoordigheid van God te leef. Sy het by God gebly. Ongeag haar omstandighede, het sy by God gebly. Wanneer dit sleg gegaan het sy by God gebly. Wanneer dit goed gegaan het sy by God gebly. 'n weduwee in daardie tyd
dit was moeilike omstandighede om as weduwee te lewe. Sonder 'n man, sonder iemand wat vir haar sorg. Maar sy het by God gebly. In die teenwoordigheid van God het sy gebly. Sy het ingetree by God vir alles en almal waarvan sy bewus was. Sy het doelbewus ook gewas sodat haar fokus onbelemmerd op God se teenwoordigheid kon wees. Dit klink absoluut amazing. En sy het nie net geskroom om vir ander te vertel wat God op haar hart gelê het. En sy belangrik was daar by die tempel toe hulle die kindjie ingebring het. Die wonder van hierdie godsvrou se toewyding aan die Here is dat sy die grootste guns van God ontvang het. Nie net om hierdie kindjie te sien nie, maar om 'n getuie vir hom te raak. Baie keer fokus ons op die gedeelte wat ons gesien het, wat ons ervaar het. Maar sy bly nie lank stil staan daar nie. Sy het die ervaring gehad, die seëning gehad om hierdie kindjie te kan sien. Maar sy het verder geneem. Sy het haar lewe toegewyd om 'n getuie van hom te wees. Sy het baie lank gewag daarvoor. Sy het nie 'n diens gemis nie, die woord van die Here ons. Toe die oomblik kom, was sy daar, juis op daardie oomblik, het sy nader gekom. Dink net hoe maklik geliefde sy daardie oomblik kon mis, as sy nie daar was nie. Maar, as sy halfhartig sou lewe, sou sy dan nie daar was nie, of daar wees nie. Maar omdat sy toegewyd was aan die Here, het daardie oomblik by haar nie verbygegaan. As sy balans in haar lewe sou gehandhaaf het, jy's daarom, jammer, sy balans in haar lewe gehandhaaf, jy's daarom, het hierdie pragtige oomblik nie by haar verbygegaan nie. Maar geliefde, sy is daar op die presiese oomblik, wanneer hierdie kindjie ingebring word. En sy het voorreg om die eerste vrou uit haar stam te word, wat van die Messias kan getuig. Die eerste vrou uit haar stam. Sy het met almal kon praat oor hierdie kind. Sy het die Here gedank. Van die bevryding gepraat dat hierdie kindjie vir almal sou bring, vir die hele Israel sou bring. Sy het nie ophou getuig oor hierdie kindjie. Uiteindelik vir al die nasies, soos Simeon en sy loflied op hierdie kindjie voorspel. Broers en susters, vir 84 jaar was sy 'n weduwee. Maar vir al die klomp jare was sy 'n vrou wat haar lewe totaal en al gewy het aan die Here. Soos ons lees en soos ons verstaan, is sy dalk al by 100 jaar oud. Is sy dalk al daar. Sy gee nie op die Here nie. Haar hele lewe word oorheers. Sy lewe in die teenwoordigheid van God. Nou geliefdes, ek wonder egter soms, as ek na die verhaal van Anna luister, of Moses nie op 'n verskillende manier verwys het na hierdie openbaring van die Messias aan 'n nasaad van Aser nie, dat Moses hier praat van 'n bevoorregting in die toekoms. En dit beteken 'n bevoorregting dat iemand uitverkies sou word om dit te kan ervaar. En met hierdie verhaal in die tempel, broers en susters, was daar nog 2 groepe wat met Jesus as Messias kontak gemaak het. En hulle was eerstens die herders wat met Jesus kontak gemaak het, en natuurlik ook die wyse manne wat Jesus kom aanbid het. So uitgesoek was sy, dat sy in die teenwoordigheid van die Here kon wees. Lukas vertel vir ons van die eerste 2 individue wat Jesus ontmoet, en Anna is eerste van hulle. Let Anna se stam word genoem. Geliefdes, die eksplisiete verteenwoordiger van 'n stam van Israel wat Jesus sien, en sy is van die stam van Aser.
En dit is iemand in die stad van Aser, die bevoorregte gunsteling van sy broers. As ons lewe aan die Here wy, dan seën die Here vir ons bo ons verwagtinge. As ons 'n lewe toegewy lei aan die Here, opgedra aan die Here, dan gaan die Here vir ons deure oopmaak, wat ons gedink het nooit oop sou gaan nie. As ons onsself oorgee aan die guns aan die Here, laat die Here self toe, dat sy guns, hy gee dit self oor ons lewens. Geliefdes, baie keer in hierdie lewe wag ons vir dinge wat mooi is om met ons te gebeur. Ons wag vir deurbraak, ons soek vir uitkomste, en dan lyk dit asof dit nie kom. In die voorbeeld van Anna word ons elkeen doopouer, senior, kind, almal van ons word opgeroep om 'n lewe te lei wat toegewyd is aan die Here, om ons alles vir die Here te gee. Baie keer lewe ons vir die Here, maar ons staan ook in die wêreld. Anna leer vir ons 2 dinge, geliefdes. Bly by die Here. My man is dood. Ek moet vir myself sorg. Dalk het sy besluit op 21, miskien moet ek vir my 'n ander man kry. Sy's jong. En dit is so, dis die verloop van die lewe. Maar sy kies egter om by die Here te bly. Sy kies om haar lewe bewustelik te leef in sy teenwoordigheid, 'n lewe van vas en gebed, 'n lewe van God se wil aan mense verkondig as profeet. Sy het eintlik die tempel nie net haar gebedstuiste gemaak nie, maar die tempel het haar totale tuiste geword. En dan kom sy in die gedeelte wat vir my so aangrypend is. Die kindjie word ingebring en sy ervaar dit amper asof sy hierdie kindjie ontvang. Dit dui daarop die wyse, die Christus se teenwoordigheid in die tempel en die kind se teenwoordigheid in die tempel. Dit dui, geliefdes, op 'n tyd wanneer senior en jonk mekaar ontmoet. Dit dui daarop dat in die huis van die Here is ons nie uitgesluit nie. Dit is nie 'n plek vir sommige mense alleen nie, maar dit is 'n plek vir almal. Soos die seniors hierdie kind ontvang het, is die seniors vanmôre hier om ook hierdie nuwe doopelinge te ontvang. En weer eens, soos ek vroeër gesê het, as daar nie seniors was nie, wat het ons om op terug te kyk, geliefdes? Die woord van die Here in Efesiërs sê vir ons, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping. Vanmôre gaan ons doop, en dan word hierdie kinders ingebring in die tempel. Letterlik ingebring, sodat hulle deel kan uitmaak van die verbond van God, wat almal insluit. Moenie ons seniors verag nie. Moenie neerkyk op ons seniors nie. Moenie haastig raak met ons seniors in ons midde nie. Sommige jong mense raak ongeduldig met ons seniors in ons midde. Anna in haar voorbeeld leer vir ons, dat as jy die Here kies, gee die Here vir jou, wat jy nooit verwag nie. En daarom, liewe ouers vanmôre van die doopelinge, hulle word ingebring om een te wees met die Here, in een geloof en een doop, nie 2 nie, een doop, geliefdes, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is. Laat ons nie die kerk van Christus, die huis van die Here, 'n plek van skeiding maak nie. Laat ons nooit toelaat dat die huis van die Here 'n plek vir sommige mense word nie, maar dat ons seker maak dat hierdie kinders wat vanmôre ingebring word, deur almal van ons omvou sal word. Dat ons na hulle sal kyk, dat ons
as getuies by hierdie doop vanmôre op kan neem en sê, wanneer daar blyk die doopelinge en hulle ouers nie op die pad van God is nie, dat ons vir hulle sal maan, sodat hulle terug kan kom op die pad van die Here. Geliefdes, ek sluit af. En ek het aan die ouers het ek gesê, gevra, wat is julle rol in hierdie kind se lewe? En ek is baie beïndruk met hierdie groep, wat vir my sê, dit is waar die ouers, dit lyk, die kind is nie by die Here nie, dat ons met ouers sal praat, oor daar die kind van die Here natuurlik ook in die lewens. Voogte, eetouerskap, gaan nie oor die geskenke wat ons elke verjaarsdag en dit alles net aanbring nie. Ons as getuies, almal van ons, moet seker maak dat hierdie kinders in die vrese van die Here grootgemaak word. Onthou, grysheid is nie 'n ouderdom nie, dit is 'n toestand. Dit is 'n manier van leef. Grysheid word gevind op die weg van geregtigheid. Dit begin by die ontzag vir die Here en dit weet dat die enigste manier van leef wat sin maak, is om by die Here te bly. Amen.